Goeiemôre gemeente. Dit is weer 'n groot voorreg om by julle te kan wees. Hierdie week, tydens ons eredienste, het ons besluit om weer terug te gaan na ons opnames toe. Met livestreaming wat hier en daar 'n kinkel in die kabel veroorsaak, het ons besluit dat opnames 'n veilige roete is, tot en met die president weer 'n volgende aankondiging maak en ons dan nou uiteindelik weer in persoon eredienste as 'n moontlikheid kan oorweeg. In die tussentyd werk ons hard as span, tegniese span ook, om te sorg dat ons livestreaming 100% kan hardloop, gelykstaande aan dit wat ons doen in 'n in-persoon erediens. Dankie ook vir julle geduld met al die veranderinge en al die uitdagings wat daar in hierdie tye op ons almal se tafel is. Dis Vadersdag. Dis Vadersdag en op hierdie dag is ons veronderstel om fees te vier oor ons paas. Ons sal tydens ons diens vanoggend by 'n klompie praktiese dinge uitkom om vir mekaar te sê, hoe kan ons dit doen? Hoe kan ons dink oor mooi herinneringe wat ons saam met ons paas gehad het? Wat kan ons doen om dit te kommunikeer? En hoe kan ons regtig fees vier oor die paas in ons lewe? Natuurlik is van ons ook mos nou die paas. En is dit ook belangrik vanuit ons skrifgedeelte om vandag stil te staan by gedagtes rondom pa wees, gesin wees, familie wees, man wees, eggenoot wees. So 'n hele klomp goed wat ons vandag by wil uitkom en ek nooi jou uit om ten volle deel te wees van dit wat God in hierdie tydjie in jou wil kommunikeer. Dalk is Vadersdag ook vir jou glad net nie 'n dag van feesvier nie. Dalk is Vadersdag iets waar jy slegte herinneringe moet herkou. Dalk is Vadersdag iets wat sommer net vir jou 'n klomp negatiewe emosies laat losmaak. Dalk is Vadersdag 'n dag waarop jy ernstig verlang en net weer opnuut besef dat jou verhouding met jou pa nog nooit gesond was nie en dat hy dalk selfs al dood is en jy nooit die kans gehad het om dit beter te maak nie. Terwyl ons nou saam in lof en aanbidding by ons Vader is, vra ek dat jy diep in jou hart sal kyk en ook sal vasstel waar jy is vanoggend. Kom ons sing saam tot eer van God ons Vader.
dit maak nie saak waar jy is nie. Of dit vir jou 'n wonderlike dag is, en jy sien verskriklik daarna uit om vanmiddag saam met jou pa 'n heerlike ete te kan hou, en 'n lekker glas wyn of 'n lekker glas bier saam met hom te kan klink, en of jy iemand is wat regtig nie hou van hierdie dag nie. Ek nooi jou om saam met my in gebed na God ons Vader te gaan, en dit eerlik vir hom te sê. Kom ons bid saam. Here ons God, die voorbeeld van Vader wees is uiteindelik die een wat vir ons moed gee en hoop gee oor ons eie pa wees, en ook oor ons eie kind wees ervarings. Ons eie foute en ons eie tekortkominge en ons eie gebrekkigheid, wanneer ons terugdink aan ons eie ervarings as kinders saam met ons paas, maar ook aan ons eie pa wees, kan ons oorweldig en ons mismoedig laat. Wanneer ons na U kyk en die voorbeeld sien van getroue liefde, nimmer eindigende genade en 'n standvastigheid waarop ons daagliks kan vertrou, dan skep ons weer moed en hoop vir die pad. Dankie vir diegene wat vandag regtig kan fees vier oor hulle pa wees of hulle kind wees in 'n verhouding met 'n pa. Mag dit 'n goeie dag wees en mag dit tot eer en verheerliking van U naam geskied. Vir diegene wat dalk petisie wil aanteken of 'n klaaglied het hieroor, wat rou en treur hieroor, vra ons Vader dat U vir hulle veilig sal vashou. Vir diegene wat dalk in hierdie tyd ook dink aan 'n kind wat hulle aan die dood moes afstaan, bid ons dat U daai rou emosies opnuut sal verbind, dat U hulle harte aan mekaar sal vleg soos wat mens met 'n mandjie doen. Soos wat ons nou vanuit die skrif ook kyk in Matteus 1 en 2 en Lukas 1 en 2 na die verhouding tussen U en Josef, Jesus se aardse pa, sê ons dankie dat U as ons Vader vir ons so baie kom leer ook uit daai verhouding uit. Soos met alles in ons lewe bid ons dat U genade vir ons genoeg sal wees. Ons bid dit in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. As deel van ons afkondigings wat vanoggend net bestaan uit die bewusmaak van ons nuwe preekreeks wat vanaf volgende Sondag gaan hardloop, wil ons graag vir jou herinner daaraan dat om gelowig te wees in hierdie wêreld is soos om op 'n bootjie te wees en op die see te vaar en gereeld en veral in ons tye waarin ons leef, stormagtige omstandighede te beleef. En daarom as gelowiges is dit ons verantwoordelikheid en 'n geleentheid om mekaar op te rig en te versterk en toe te rus, om dan nou juis mense te kan wees wat in en tydens storms kan oorleef en kan leef. Daarom dan ons nuwe preekreeks wat vanaf volgende Sondag begin, God van die golwe. Dwars deur die skrif word dit baie duidelik gemaak dat ons God die een is wat beheer uitoefen oor hierdie chaosmagte. Die see word heel dikwels in die Ou Testament voorgestel as hierdie chaotiese mag van wanorde wat mense bedreig. So ons gaan 'n draai maak in een van die psalms om te kyk na wat presies die skrif vir ons leer oor God se verhouding met hierdie chaosmagte. Dan as ons in die Nuwe Testament inbeweeg in ons reeks, sal ons sien dat Jesus as die Seun van God die een is wat totale mag, totale autoriteit en totale beheer het oor hierdie golwe, oor hierdie natuurverskynsels wat die mens bedreig en wat simbolies en metafories so baie sê oor ons eie lewenspad ook. As ons dan in Handelinge inbeweeg, sien ons veral na die einde van Handelinge toe, hoe daar baie gepraat word en gebruik gemaak word van die see, en hoe ons dan nou uiteindelik op pad na ons verlossing toe, deur die kruis, deur die water, uiteindelik by God gaan rus. In Openbaring eindig ons reeks na ongeveer 7 weke, om te hoor dat in God se nuwe hemel en sy nuwe aarde, is daar geen see nie, geen chaosmagte, wat ons bedreig en wil voorgee asof dit ons kan loskeer van God se liefde in ons lewe nie. Party mense sê tong in die kies, as daar nie 'n see in die hemel is nie, stel ek nie belang om te gaan nie. Ek dink in hierdie geval moet jy dalk heroorweeg. Sien asseblief uit
na ons nuwe reeks saam met ons, die God van die golwe, ook in ons eie lewe. Mag hy ons almal deur hierdie reeks tot bedaring bring, soos wat hy deur al die eeue heen nog altyd gedoen het, ook met die fisiese natuur. Ons skriflesing vanoggend kom uit verskeie plekke uit. Ons gaan daar in Matteus 1 lees. Ons gaan hier en daar in Matteus 2 kyk na 'n paar belangrike hooftrekke en dan gaan ons ook 'n vinnige draai gooi in Lukas 1 en Lukas 2. In Matteus 1 hou ek vir jou die woord van die Here voor vanaf vers 1. Die geslagsregister van Jesus Christus, die seun van Dawid, die seun van Abraham. Abraham was die vader van Isak, Isak van Jakob en Jakob van Juda en sy broers. Juda was die vader van Peres en Serach by Tamar, Peres van Gesron en Gesron van Ram. Ram was die vader van Aminadab, Aminadab van Nachson en Nachson van Salmon. Salmon was die vader van Boas by Ragab. Boas van Obed by Rut. Obed van Isai, Isai was die vader van koning Dawid. Dawid was die vader van Salomo by die vrou van Uria. Salomo was die vader van Rehabiam, Rehabiam van Abia en Abia van Asa. Asa was die vader van Josafat, Josafat van Joram en Joram van Usia. Usia was die vader van Jotam, Jotam van Agas en Agas van Hiskia. Hiskia was die vader van Manasse, Manasse van Amon en Amon van Josia. Josia was die vader van Joachim en sy broers. Toe is die volk weggevoer na Babylonië toe. En na die Babyloniese ballingskap was dit so. Joachim was die vader van Sealtiel en Sealtiel van Serubabel en Serubabel was die vader van Abihud en Abihud van Eljakim en Eljakim van Asor. Asor was die vader van Sadok, Sadok van Achim en Achim van Eliud. Eliud was die vader van Eleazar, Eleazar van Matan en Matan van Jakob. Jakob was die vader van Josef, die man van Maria, uit wie gebore is Jesus wat Christus genoem word. Altesaam, sê vers 17, was daar dus 14 geslagte, van Abraham af tot by Dawid, 14 van Dawid af tot by die Babyloniese ballingskap, en 14 van die Babyloniese ballingskap af tot by Christus. Vervelig, langdradig, moeilik om te verstaan, oordadig. Dit is waarskynlik van die beskrywende woorde wat by jou sou opkom, soos wat ek deur hierdie 17 verse gewroeg het. Hoekom sal Matteus besluit om sy evangelie op hierdie manier te begin? Het Hollywood dan nou nie vir ons geleer dat as jy 'n impak wil maak, dat jy dan met 'n bang moet begin nie? Hoe op aarde gaan jy enige iemand se aandag hou as jy so begin? 'n Lys van name wat onsamenhangend klink, wat op die oog af regtig lyk asof dit nie 'n plek veronderstel is om te hê in hierdie boek nie. Ons weet mos nou dat die Bybelskrywers nie net geskryf het nie, maar dat hulle baie doelgerig onder leiding van die Heilige Gees gekies het om neer te skryf wat hulle geglo het hulle van God ontvang het. En dit was niks anders met hierdie geslagsregister wat Matteus besluit om sy evangelie mee te begin nie. Soos 'n lang prosesie wat in 'n straat afgeloop kom, en jy baie opgewonde is om te sien wie's heel voor, wie's in die middel, maar dat die belangrike een eintlik die een is wat heel op die einde aankom, die een wat heel laaste op pad is. Amper soos wanneer jy na die Springbokke sou kyk in Suid-Afrika, terwyl hulle met die William Webb Ellis Trofee hulle parade doen, hulle optog doen. En die hoogtepunt, die oomblik is daai bekertjie in die lug gedruk word, of dit nou deur die kaptein of deur die hoofafrigter gedoen word, of deur wie ook al. Net so probeer Matteus vir ons, in die manier hoe hy skryf, wys dat die hoogtepunt op die einde kom van hierdie geslagsregister. Matteus sê dat ons 3 ritmes van 14 moet raak sien. Uiteindelik kan ons ook sê dat ons 6 ritmes van 7 kan raak sien hierin. En dat Jesus as die een wat aan die begin van die 7de 7 gebore word, die hoogtepunt is. 7 as die perfekte getal, die getal wat voluit, heelheid, die wil van God verteenwoordig. So sê Matteus, is hierdie een wat op pad is.
dis nie sommer aldag wat jy so 'n geslagsregister in die geskiedenis van die Jode sou kon sien in 'n eerste eeuse konteks nie. Om mee te begin, vir die eerste 200 jaar voor Jesus se geboorte, was die mense wat op die troon van Israel was, nie eers deel van die familie van Dawid nie. So jy het uit die aard van die saak Abraham, as die een aan wie God die groot beloftes gemaak het. Jy het koning Dawid, as die een wat op die troon was, en aan wie beloof is dat sy koningskap altyd in Israel sal seëvier. Dat dit God se wil is. Tot en met die Babyloniese ballingskap sou jy nog 'n paar Jode hê wat hulle geslagsregister, hulle stamboom op een of ander manier sou kon terugvind. Maar van daar af het dinge redelik uit mekaar uitgeval. Selfs nadat die Jode teruggekom het uit die Babyloniese ballingskap, was daar maar hierdie gevoel dat hulle eintlik maar nog in 'n tipe van 'n ballingskap hulle self bevind en dat hulle wag vir God se koning, God se gesalfde, wat in die stam van Dawid staan, in die bloedlyn van Abraham staan, om hulle te kom red, om hulle te kom vrymaak, om hulle te kom verlos. Herodes wat op die troon was 'n magsbehepte diktator. Hy was definitief nie in die bloedlyn van hierdie koning Dawid nie. En so die geslagsregister van Matteus sou vir meeste Jode baie indrukwekkend wees. Dit sou boeiend en bindend wees. Meer as dit sou 'n sterk politieke standpunt inneem. Om te sê, die een wat gebore is die ware koning. Hierdie Jesus, van die dag wat sy geboorte aangekondig is, van die dag wat hy gebore is, hang die skaduwee van die kruis oor sy hele lewe. Hy is 'n bedreiging vir die magsbeheptes van sy wêreld. Hy was dit altyd en hy is dit steeds. Voel jy die gewig van hierdie geslagsregister? My skoonpa het 'n paar jaar gelede reuse werk gedoen om die geslagsregister van verskeie mense in ons familie opset na te vors. Hy het baie geld daaraan spandeer. Hy het selfs kundiges uit Duitsland gekontak om die nodige inligting in te win. Hy het die aangetroude familie se geslagsregisters vasgestel en ons is vir hom vir ewig dankbaar vir die werk wat hy gedoen het daar rondom. Daar was ook komiese oomblikke waar hy gesê het hy eerder maar ophou navorsing doen het, omdat die goed wat hy begin ontdek het, sy hare laat rys het. By Jesus se geslagsregister is daar geen sulke dinge nie. Al die pad terug na Dawid, al die pad terug na Abraham. Dit waarvoor die Jode vir 2000 jaar wag, gebeur. Die verlosser, God se gesalfde, God se koning, is hier. Voel dit, glo dit, hou vas daaraan. Nog 'n belangrike ding wat ons moet raak sien uit hierdie geslagsregister uit, is dat Matteus, deur van die voorbeelde wat hy kies om in hierdie geslagsregister uit te wys, vir ons wil herinner daaraan dat die manier hoe God sy beloftes behou verrassend is. God is konstant in sy karakter en getrou aan sy beloftes. Maar die manier hoe hy dit tot vervulling bring, is vir die wat in hom glo, dikwels verrassend van aard. Net soos wat hy deur koning Dawid so oorspel kon werk. Net soos wat hy kon werk deur iemand wat sy skoondogter in hierdie geslagsregister voorhou as 'n prostituut. Net soos wat van die ander mense wat in hierdie geslagsregister genoem word, die kinders was van 'n prostituut. Net so is God besig om in en deur hierdie Jesus Christus sy beloftes tot vervulling te bring op verrassende maniere. Sit jou veiligheidsgordel aan, want die manier hoe God kies om uiteindelik sy volk te red, die manier hoe God kies om hulle uiteindelik te bevry van hulle sondes, die manier hoe God kies om sy koninkryk te kom vestig onder sy mense, is baie meer verrassend as wat ons ooit sou kon dink. 'n Kind is op pad. Voel die gewig van dit wat hier gebeur. In Matteus 1 gaan ons dan verder vanaf vers 18. Hier volg nou die geskiedenis van die geboorte van Jesus Christus. Toe sy moeder Maria aan Josef verloof was, nog voor hulle getroud was, het dit gebleik dat sy swanger is. Die swangerskap het van die Heilige Gees gekom. Haar verloofde Josef, wat aan die wet van Moses getrou was, maar haar tog nie in die openbaar tot skande wou maak nie,
het hom voorgeneem om die verloving stil weg te verbreek. Terwyl hy dit in gedagte gehad het, het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en gesê. Die oorspronklike Grieks verwys hier dat Josef besig was met 'n intensiewe proses van onderskeiding. Hy was besig om te weeg wat hier in die gebeur is. Hy was berekend. Hy was deurdag. Daar was nie 'n emosionele oorreaksie na die een kant of die ander kant nie. Ons beleef regtig 'n groot volwassenheid in die manier hoe Matteus vir Josef hier beskryf. Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om met Maria te trou nie, want wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees. Sy sal 'n seun in die wêreld bring en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Dit het alles gebeur sodat die woord wat die Here deur sy profeet gesê het, vervul sou word. En dan hoor ons daar uit Jesaja 7 uit en ook so tussendeur wat nou verder gebeur uit Jesaja 8 uit. Die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en hulle sal hom Immanuel noem. Die naam beteken God by ons. Toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gemaak soos die engel van die Here hom beveel het en met haar getrou. Hy het egter nie met haar omgang gehad voordat sy haar seun in die wêreld gebring het nie. En Josef het hom Jesus genoem. 2 name vir hierdie seun wat op pad is. Jesus. Dit was 'n algemene Joodse naam wat baie gesinspeel het en 'n herkoms het vanuit die naam van Joshua self, die een wat die volk uiteindelik in die beloofde land ingelei het. Jesus lei sy volk nie hierdie keer uit Egipte uit nie. Hy lei hierdie keer sy volk finaal in God se ewige koninkryk in. Vanuit hulle sondes, hulle gebrokenheid, hulle stikkindheid. 'n tweede naam wat gebruik word vir Jesus in hierdie gedeelte is Immanuel. Dit was nie 'n algemene naam wat mense vir hulle kinders sou gee nie. Dit was nie 'n algemene manier om 'n kind te beskryf nie, want dit sou dalk meer verwag van 'n kind en meer hang om 'n kind se nek as wat daai kind moontlik sou kon dra of sou kon gee. Immanuel, God met ons. Dit is die identiteit van hierdie seun wat gebore word. Die een wat kom om te verlos, die koning, die heerser, die een wat by ons is, die een wat met ons is. Dit is wie God is. Dit is wie Jesus is. Josef as pa, as aardse pa van hierdie kind wat op pad is, beleef dit alles, onderskei rondom en tussendeur dit alles in gehoorsaamheid aan God. In Matteus 2 vanaf vers 13 lees ons dan: Nadat die besoekers uit die ooste vertrek het, het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef verskyn en gesê: Staan op, neem die kindjie en sy moeder en vlug na Egipte toe en bly daar totdat ek jou sê om terug te kom. Want Herodes is van plan om die kindjie te soek en hom dood te maak. Natuurlik sal hy. Van sy geboorte af was Jesus 'n bedreiging vir die magsbeheptes in hierdie wêreld. Josef het toe opgestaan en in die nag die kindjie en sy moeder geneem en na Egipte toe vertrek en daar gebly tot die dood van Herodes. So is vervul wat die Here deur 'n profeet gesê het: Uit Egipte het ek my seun geroep. Lees ons daai Hosea uit. Toe Herodes agterkom dat die sterrekykers hom in die steek gelaat het, het hy woedend geword. Hy stuur toe soldate en laat in Bethlehem en die hele omgewing al die seentjies van 2 jaar en jonger doodmaak, ooreenkomstig die tyd wat hy noukeurig by die sterrekykers uitgevra het. Hierdie man was so bloeddorstig dat hy niks daarvan gedink het toe hy sy vrou verdink het van 'n klomp goed om haar te laat doodmaak nie. Dis dieselfde man wat maklik 'n klomp mense laat doodmaak, klomp vooraanstaandes laat doodmaak, sodat daar tydens sy begrafnis op 'n gepaste manier gehuil en getreur en gerou sal word. 'n bloeddorstige, magsbehepte diktator, wat dan nou niks daarvan dink om 'n klomp klein babatjies te laat uitmoor nie. Toe is die woord vervul wat die Here deur die profeet Jeremia gesê het: 'n gekerm word op Rama gehoor, 'n gehuil en groot gejammer. Rachel treur oor haar kinders en wil nie getroos word nie, omdat hulle nie meer daar is nie. Na die dood van Herodes verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef in Egipte en sê: Staan op, neem die kindjie en sy moeder en gaan terug na die land van Israel toe,
Want die mense wat die kindjie se lewe gesoek het, is dood. Josef het toe opgestaan, die kindjie en sy moeder geneem en na die land van Israel toe teruggegaan. Toe hy egter verneem dat Argelaos in die plek van sy vader Herodes oor Judea regeer, was Josef bang om daarheen te gaan. As pa is hy ook maar bang. Nadat God hom in 'n droom 'n aanwysing gegee het, is hy na die landstreek Galilea toe. Daar aangekom het hy gaan woon in 'n dorp met die naam Nasaret. So is vervul wat deur die profete gesê is, hy sal Nasarener genoem word. Ons lees tot sover. Charles Dickens se boek Little Doris is op 'n stadium in 'n fliek omgeskep. En die een fliek vertel die verhaal vanuit die perspektief van die held en 'n volgende fliek vertel die verhaal vanuit die perspektief van 'n heldin. Matteus vertel hierdie aankondiging van Jesus se geboorte vanuit die perspektief van Josef, sy pa. Natuurlik is daar verwysings na sy ma ook. Waar Lukas weer die verhaal vertel vanuit die perspektief van sy ma. Natuurlik is daar verwysings na sy pa. Maar die groot klem lê in hierdie twee verhale, eers in Matteus by Josef en dan in Lukas by Maria. Op Vadersdag is dit dan heel gepas om 'n paar belangrike aspekte raak te sien vanuit Matteus se verhaal rondom Jesus se aardse pa. Josef is berekend. Hy's 'n denker. Hy weeg 'n moeilike situasie. Hy is heeltemal bewus daarvan dat dit wat hier in die gebeur is, naamlik hierdie vrou aan wie hy verloof is om uiteindelik met haar te trou, swanger raak, buiteegtelik. Hy is ook heeltemal bewus daarvan dat daar stories sal rondgaan, soos wat ons in Johannes 8 hoor, die skares waarskynlik ook gesê het, dat Maria 'n bietjie stout was voordat sy getrou het. Dit was die rumors wat die rondes gedoen het. Dit was die gedagtes wat deur Josef, wat in alle waarskynlikheid ook al 'n bietjie ouer was, sy kop gemaal het toe hy hierdie nuus ontvang. Josef is gehoorsaam aan dit wat God van hom vra. Uiteindelik kies hy om te trou met haar en om 'n standvastigheid te bied in 'n verhouding saam met haar vir die koms van Jesus. Dit wat ons in Lukas lees rondom Maria, 'n jeugdige Maria, is dalk een wat getuig van 'n spontaniteit. Is een wat getuig van 'n wonderlike lied wat sy sing nadat sy die nuus hoor. Aanvanklik is daar 'n ongemak en 'n paar vraagtekens wanneer die engel kom en met haar praat, maar dit word vinnig omgesit in groot opgewondenheid, groot ekstase oor dit wat God in en deur haar wil doen. Daar's geen poging deur of Matteus of Lukas of op enige ander plek in die skrif om hierdie twee verhale met mekaar te versoen nie. Die verhale word bloot aan ons meegedeel sodat ons God se woord daarin kan sien, kan hoor en kan toelaat dat dit ons transformeer. Die naaste wat hierdie twee verhale aan mekaar kom is wel die volgende. Die engel wat vir beide Josef en Maria sê: "Julle gaan ouers wees, moenie bang wees nie." As ouer is dit vir my lekker om dit te hoor. Een van my kollegas het altyd gesê, voordat jy ouer raak, is jy bang want jy weet nie wat kom nie. As jy 'n ouer is en jy gaan weer 'n kindie hê, dan is jy ook bang want jy weet wat kom. Dan is dit baie lekker om die engel te hoor sê, moenie bang wees nie. Was 'n paar praktiese, ek wil amper sê PowerPoint punte wat ons kan uitvat uit hierdie verhale in Matteus 1 en 2 en in Lukas 1 en 2 oor ons eie ouerskappad. Op Vadersdag, dalk 'n paar praktiese goed wat meer gerig is op pa wees, maar uiteindelik dink ek ouerskap, of jy nou pa of ma is, kan groot baat vind uit hierdie beginsels. Die eerste ding wat vir my baie opvallend is uit hierdie verhale, is dat dit wat Josef en Maria doen, geskets word op 'n manier wat wys dat hulle dit saam doen. Hulle beweeg saam, as hulle vlug, vlug hulle saam. As hulle terugkom, kom hulle saam terug. As hulle gaan om hom by die tempel, soos wat Lukas vir ons wys en leer, te gaan inwy, te gaan heilig, om offers te bring, dan gaan hulle saam en hulle vat hom saam.
In ons moderne taal sal jy praat van co-parenting. Dis nie die pa of die ma se verantwoordelikheid nie. Dis die pa en ma se verantwoordelikheid. Een wat dit vir hulle moontlik maak om as ma en pa te help vorm aan Jesus se identiteit as jong mens ook. Dis God se keuse dat hulle ouers word as 'n tweede punt. Dit niks met hulle uit te waai nie. God kies dit. God besluit, vir my seun wat aarde toe kom, kies ek 'n man en 'n vrou, Josef en Maria, omdat ek graag wil hê, hulle die mense is wat Jesus moet begelei deur hierdie vroeë jare van sy lewe. God se keuse. Wow. Nommer 3. Josef is teenwoordig by Jesus se geboorte. Ek dink daar lê groot waarde daarin. Ek het die voorreg gehad om teenwoordig te kon wees by die geboorte van al 3 my eie kinders. Die wonderlike voorreg om daai naaldstringetjie te kan knip en om daarmee as dit ware te sê, welkom by hierdie rowwe wêreld. Ek sal hier wees om jou te help wanneer jy val. Ek sal hier wees om saam met jou fees te vier wanneer dit goed gaan. Ek sal hier wees, maak nie saak wat gebeur nie. Josef is teenwoordig by die geboorte van Jesus Christus. As 'n 4de punt, Josef beskerm sy familie. Josef kies om die moeilike besluite te maak wanneer daar groot onsekerheid, onrustigheid, onstuimigheid en ongemak is. Josef vries nie. Dis vir hom moeilik. Hy weeg, hy worstel, hy stoei en roei met dit wat besig is om te gebeur. Maar Josef maak die moeilike besluite wanneer die lewe moeilik raak. Hy beskerm sy familie, hy beskerm sy gesin op daardie manier. As 'n volgende punt, kan ons hieruit sien dat Josef een is wat geloof, vertroue en gehoorsaamheid aan dit wat hy van God hoor en dit wat God aan hom kommunikeer, ernstig opneem. Hy vertrou die feit dat God hom vertrou as pa van hierdie Jesus. Hy vertrou die karakter van wie God is en daarom gee hy elke keer daai volgende tree. Gaan lees weer 'n slag deur Matteus 1 en 2. Gaan lees weer 'n slag deur Lukas 1 en 2. En laat dit jou diep tref. Hoe wanneer daar 'n opdrag is, Josef dit doen. Hoe wanneer daar 'n opdrag is, Josef dit doen. Hierdie geloof en vertroue en gehoorsaamheid wat ons by hierdie man sien, moet 'n belangrike rigtingwyser wees vir ons elkeen, sy eie ouerskappad en spesifiek ons vaderskappad. Al hierdie goed is gewoon moontlik as gevolg van 'n laaste punt. Is omdat Josef weet, God is teenwoordig. God is teenwoordig op 'n reddende manier. God is teenwoordig op 'n helende manier. God is teenwoordig op 'n verrassende manier. Immanuel, God met ons. Dit moes vir beide Josef en Maria oorweldigend gewees het om te hoor, en ons lees dit gereeld in Lukas ook, dat sy ouers verstom was oor die goed wat daar van hom gesê is. As daar vir hom gebid word, en hy word geseën daar by die tempel as 'n jong kind, dan is sy ouers verstom oor die goed wat daar gebeur. Dit moes regtig vir hulle moeilik gewees het om te verstaan dat die beloftes van 2000 jaar besig is om vervul te word in hierdie seentjie van hulle. Wat is in die gang, Here? Is U seker het reg gekies? Is U seker ons is die mense wat hierdie job hier moet doen? Is U seker dat ons diegene is by wie Jesus moes aankom? Keer op keer kom die antwoord weer. Ja, jy is die regte een. In al jou gebrokenheid en onsekerheid, in al jou stikkendheid, in al jou eie slegte ervarings, toe jy 'n klein seentjie was, wat jy ook nou maar insleep in jou eie verhouding met jou kinders vandag in. Kom sê die Here net weer 'n keer. Jep, jy is die regte een. Jy is die regte pa vir daai lot. Daarom dan dat ons by Josef ook 'n groot meelewing sien. Dat ons by Maria 'n groot meelewing sien. As Jesus wegraak, wanneer hy 12 is, wanneer hulle op pad terug is van Jerusalem af, na die Paasfees, en hy weg is, dan hoor ons dat hulle regtig oorweldig is oor die feit dat hulle seun
weg is. Daar's 'n meelewing. Daar's 'n intensiteit in hulle ouerskap. Nie omdat hulle verstaan nie, nie omdat hulle weet nie, nie omdat hulle hierdie 100% sekerheid het oor wat presies volgende moet gebeur en hoe dit gaan lyk nie, maar doodgewoon omdat hulle onthou, God is teenwoordig, reddend, helend en verrassend. Ouerskap is geen maklike ding nie. Pa wees het groot uitdagings. Meeste mans sal erken dat wat dit beteken om man te wees, ernstige veranderinge ondergaan in ons samelewing. So wanneer ons begin praat oor goed soos ons identiteit as mans, ons roeping as mans, ons rol in die huis as mans, ons rol in die samelewing as mans, dan raak daai gesprek al meer wollerig en al meer moeilik. Daarom is dit dan baie goed as ons weer 'n slag net Matteus 1 en 2 en Lukas 1 en 2 lees om te sê, wat leer ons by Josef? Wat leer ons by die verhouding tussen God en Josef? Oor ons eie pa wees, oor ons eie man wees, elke dag. Ek wil jou uitdaag, vir jou uitnooi om 'n paar praktiese goed te gaan doen ook na afloop van hierdie diens. Dis 'n paar voorstelle wat ek graag wil maak, wat jy kan gebruik om jou pa te vier. Die eerste enetjie, wat van jou laat jou pa glimlag? Wat van jou pa laat jou glimlag? Nommer 2, op watter maniere sien ons God se beeld in ons pa's raak? Is jou pa dalk iemand wat baie betroubaar en konsekwent is? Is hy iemand wat baie wys is en baie goeie raad gee? Is hy 'n veilige teenwoordigheid te alle tye? Is hy regverdig? Is hy dalk streng, maar die goeie dissipline wat hy toepas in jou lewe of toegepas het in jou lewe, lewer vandag baie vrug vir jou op? Is hy iemand wat groot medelee het? Is hy iemand wat kreatief en buite die boks is? Praat met jou pa daaroor as 'n derde beweging. Skryf vir hom 'n brief, skryf vir hom 'n gedig. Kry 'n versie in die skrif vir hierdie seisoen van jou verhouding met jou pa en bid dit gereeld in sy lewe in. Sê ook sommer vir hom, dit is jou gebed, dit is jou wens vir hom in hierdie fase van julle verhouding saam. Dan wil ek ook vir jou 'n paar vrae los, om gesprek los te maak en om groei aan te moedig by jou as individu, maar ook in jou verhouding met jou pa. Die eerste ene sou wees, hoe het COVID-19 jou ouerskap verstaan verander? En hoe op hierdie aarde het dit jou geïmpakteer? Dit moes tog. Hoe kyk jy nou nie na jou eie ouerskapsreis, maar ook na jou verhouding met jou pa en dit wat hy vir jou gedoen het en steeds doen? Nommer 2. In die lig van al hierdie goed, wie is jy en wie is jou kinders? Wie is jy en wie is jou kinders? Hoe beïnvloed wie jy is en wie jou kinders is, die manier hoe jy jou kinders grootmaak? As 'n derde vraag. As 'n vierde vraag, wat is julle kernfamiliewaardes? Weerspieël julle skedule op 'n daaglikse basis julle familiewaardes? Indien nie, hoe kan julle dit aanpas? Kry daai unieke ding. Wat maak julle as gesin uniek? En probeer sover julle kan, julle lewe daar rondom inrig. Nommer 5. Watter nuwe maniere om te connect, om verhouding te bou met jou kinders, met jou eie pa, het jy ontdek tydens hierdie COVID-tyd? En hoe kan jy dit konsekwent toepas, selfs wanneer ons in nuwe fases van lockdown inbeweeg? Wanneer ons in die nuwe wêreld inbeweeg wat vir ons lê en wag? Hoe kan ons dit konsekwent toepas? Dit is uiters belangrik dat ons hierdie gesprek moet voortsit, dat die gedagtes en die riglyne, en die motivering en die inspirasie en die troos wat ons kry vanuit Josef se eie verhaal as Jesus se aardse pa. Josef is die een wat homself posisioneer tussen sy verhouding met God en dan nou sy verhouding met sy seun. Het is belangrik om dit te vat en die gesprek verder te voer, om toe te laat dat dit ons transformeer, dat die Gees aanhou werk met ons oor dit wat ons vandag saam gehoor het. Mag ons egter ook altyd onthou as paas, dat ons verhouding met ons eggenote deurslaggewend is vir ons verhouding met ons kinders.
Ons verhouding met God as ons Vader, ons verhouding met ons eggenote en uiteindelik ons verhouding met ons kinders. Kom ons gee aandag aan hierdie ritme. Kom ons hou dit gesond. Kom ons bou in. En kom ons onthou die belangrikheid van die volgorde. Die oomblik as ons op enige ander plek begin, as ons verhouding met God en ons verhouding met ons eggenoot, sal ons pa wees teenoor ons kinders meeste van die tyd 'n enorme gemors wees. Mag God jou plek waar jy is vandag, rondom jou verhouding met jou eie pa of jou verhouding met jou kinders, 'n geleentheid maak waar jy of feesvierende gemeenskap beleef of helende gemeenskap beleef. En kom ons prys God vir dit wat ons kan leer by Josef, Jesus se aardse pa. Amen. Om betrokke te wees van dit wat u besig is om te doen in en deur ons as paas of as kinders van 'n pa. Vra geloof en vertroue wat gebaseer is nie op 'n kaart wat vir ons elke tree seker uitwys in die toekoms in nie, maar wat gebou is op 'n wete dat u teenwoordig is, helend, genesend, reddend, vertroostend. Om diep te skep vanuit wie u is en om dan te gaan uitgooi in die lewe van ons eie kinders. Dis 'n baie belangrike ritme vir elke pa. Ons vra, Abba, Vader, leer ons meer en meer om dit te doen, soos wat Josef ook gedoen het. Ons bid dit in die naam van die Vader, en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Daar is geleentheid om die Here te dien met jou offergawes. Baie dankie dat jy ingeskakel het by ons erediens vanoggend.
Hoe ook al jy kies om die res van jou Vadersdag in te rig, mag dit 'n goeie dag wees, mag dit 'n helende en 'n genesende dag wees. En as jy so bevoorreg is om fees te vier op hierdie dag, doen dit saam met die pa of die kinders in jou lewe tot eer van God. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons baie liefdevolle Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, ons almal versterk op ons reis van pa wees, maar ook van kind wees. Amen. Ons Vader wat woon in die hemel, geheilig sy U naam, laat U reën kom, U wil geskied, soos in die hemel, soek op die aarde. Gee ons vandag ons dagse brood, en vergeef ons al ons skulde, net soos ons vergewe die wat in ons laat kom ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose, van U is die reën en die sterkte en die ere, vir ewig en ewig. Amen. Vir ewig en ewig. Amen.